Môre. Ons is nog hier, ons is nog geseënd, ons is nog deurgedra. En ek kom gewoon net vandaag hier so om pad toe. En hulle verstaan jou net nie. As jy dat hulle teen jou is, hulle verstaan jou net nie. Hulle verstaan nie jou konsep as geestespersoon, hulle verstaan nie jou konsep as in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En daarom lyk dit en voel dit vir jou asof almal teen jou is en mense nie van jou hou nie en wat. Maar daai is nie jou worries nie. Jy het mos al jou laste en jy mos vir God gegee. Die moment toe jy besluit het, ja, maar jy is nie meer van die wêreld nie. Jy is nou maar net in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dit het jou vrygemaak. En daarby het jy God se ligte juk gevat. En daarom is jy vry. En daarom hoef jy nie te worry oor wat ander van jou sê of wat ander van jou dink nie. Solank as wat jy Christus lewe weerspieël en lewe, en dan as jy mos jou juk afgegee. Ons gaan verder. En Jesus sê hy bid dat vir die mense wat God vir hom gegee het. Party van die mense op die aarde het God vir Jesus gegee en ja, dit is dan so dat hy het party van die mense vir Jesus gegee. En Jesus bid dan vir die mense. Hy vra, Here, moenie hulle wegvat uit die aarde uit. Moenie hulle wegvat uit die aarde uit die wêreld uit. Laat hulle hier nog wees, maar beskerm hulle terwyl hy is. Beskerm hulle teen wie ook al teen hulle is, teen wie ook al nie van hulle hou nie, teen wie ook al wat van hulle sê, beskerm hulle. En dan gaan hy verder. Hy sê, ek bid nie net vir hierdie mense nie. Ek bid ook vir die ander mense wat in my sal glo. Hy sê, ek bid ook vir die ander mense. Dit wil sê, die wat nou nog van die wêreld is. Hy sê, bid ook vir hulle wat nog in hom sal glo. So dit wil sê, die wat al reeds in hom glo, gaan die woord verkondig, gaan die waarheid verkondig. En hy sê, want hy sê in vers 5, vers 19 sê, ek wy myself aan u, ek word 'n offer sodat die mense kan lewe wat u vir my gegee het. Dan kan u die waarheid gebruik om aan u te wy. So nou, die wat God vir Jesus gegee het, hy bid nie net vir hulle nie, hy bid ook vir die ander wat nog nie by hom is nie, sodat die wat by hom is, die woord kan versprei. Dit is ek en u se werk, dis hoekom ek en u gered is, sodat ons die woord verder kan versprei, sodat ons God verder kan verkondig. En hy sê, wat in my sal glo, omdat hierdie mense vir hulle sal vertel van my. Omdat die gedeelte wat u vir my gegee het, vir die ander gaan vertel van hom. Nee? En daarom sê hulle sal in my glo. So ek en u het 'n plig op hande om Jesus se gebed te volbring. Jesus het kom volbring wat God vir hom gesê het. So ek en u is met 'n plig agtergelaat. Hy sê verder hier in vers 21, Vader, ek bid dat hulle almal sal saamwerk. Ek en u moet saamwerk, maar nie net ek en u nie. Ek en u moet saamwerk. Nie net ek en u nie, maar ook die wat sal glo, moet dan ook saamwerk. So die is die oppervlakkige ding. Dit wil sê, alhoewel ek en u saamwerk en ons doen niks aan die ander wat nie aan God glo nie, en dan is ek en u se samewerking niks nie, want ons moet hulle so ver kry om ook te glo, want hy sê sal glo, ons moet hulle so ver kry om ook te glo, en dan met diegene ook saam te werk. Ons moet ons dan nie hoog ag en sê, kyk, ek het jou tot bekering, kyk, as deur my, kyk, nee, as dit van my was nie, nee, ons moet afklim van hy troontjie af en sê, kyk hierso, Jesus, God het Jesus gestuur om my te red, en nou het Jesus vir my ingetree, sodat ek ander kan red. Nee, so dit is ultimately is dit God, dit bly God, niemand anders nie, dit bly God. En hy sê dan verder,
ek sal by hulle wees en u sal by my wees. Dan sal hulle waarlik saamwerk en die mense van die wêreld sal weet u het my na die wêreld gestuur. Hulle sal ook weet u is lief vir die mense wat u vir my gegee het en u is lief vir hulle soos u lief is vir my. Dit is die doel, dit is ek en u se doel op aarde, om ander te wys van God se liefde, en met God se liefde kom al hierdie dinge saam. En hy sê wat is die grootste gebod? Hy sê wat is die grootste gebod? Is die liefde. So ek en u moet die liefde inwerk en ek en u sal geseën wees. Dit is dan part 2, ons conclude om hierby. Ek gaan nooit verder. Iemand het eendag gesê, jy gaan nou nie verder. En dit beteken jy moet weer kom, jy moet weer luister, jy moet self 'n bietjie verder gaan en dan kyk wanneer ons weer kom, wat 'n openbaring God vir jou gegee het. Moenie net van my glo nie, gaan in Johannes 17 en lees Johannes 17, lees Jesus se gebed en dan gaan jy verstaan. Jy sal jou eie openbaring kry rondom die woord en dan kan jy dit sien en dan kan jy nou kyk of ek nou vir jou valse lering gee en die Here seën.